Goeiemôre my liewe vriende, groet jy vanoggend in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie welkom vanoggend by hierdie besonderse erediens, vanoggend wat maar redelik radikaal gaan wees en my maar vergewe vir die manier hoe ons hierdie erediens gaan hanteer. Maar ons as kinders van die Here is diep afhanklik van die Here vir wysheid en insig, ook hoe om ons lewens te rig tot eer van Jesus Christus. Kom ons buig ons hoofde vanoggend saam en dan vra ons dat die Here sy woord vir ons duidelik sal maak en sal openbaar vanoggend. Vader van ons Here Jesus Christus, ons buig in aanbidding voor U vanoggend. Ons erken ons diepe afhanklikheid aan U, Here, dat ons U so nodig het, elke oomblik van ons dag. Die lewe word al hoe moeiliker. Die wêreld om ons is besig om in mekaar te val. Elke dag van ons lewens word ons blootgestel aan meer en meer sleg en meer die Engelse woord evil, boos. En ons as mense het partykeer nie die vermoë om te kan onderskei, Here, wat is reg, wat is verkeerd, wat is aanvaarbaar in U oë, hoe wil U hê moet ons op die einde van die dag, dan as U kinders, ons plek vol staan in hierdie lewe om te sê, ons loop in die voetspore van Jesus Christus. What would Jesus do? Vader, ons vra vir U dat U vir ons ook hierdie erediens sal seën vanoggend en dat U waarlik vanoggend sal kom om vir ons dan ook hier U woord te breek. In Jesus naam, amen. Liewe vriende, ons kom vanmôre en ons het 2 teksverse waarin ons vanmôre dan gaan kyk. Romeine 12 vers 14 sê die Here vir ons, 12 vers 14, seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vloek nie. En dan 1 Petrus 3 vers 10 sê die Here vir ons, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Tot sover ons skriflesing vanoggend, mag die Here kom en vir ons vanoggend dan ook hierdie woord oopbreek. Die lewe is so verdomp onregverdig. My vriende en my kollegas, hulle het almal hierdie vervlakste woorde wat hulle kan gebruik om dan op die einde van die dag hulle self dan kan uiter en 'n sin kan maak van die lewe. My liewe broers en susters, is dit reg vir my om hierdie woord te gebruik? Verdomp. Is verdomp 'n vloekwoord? Ons het vanoggend hierdie insetsel waarin ons sê, en ons het by die ou mense al gehoor, so naby soos damn it aan 'n vloekwoord. En daardie woord damn it word verklaar met die woord verdomp. En dit word in die Afrikaans beskou as 'n kragwoord of 'n ligte vloekwoord. Dit word gebruik as 'n uitroep van frustrasie, woede, verbasing of teleurstelling. Dit funksioneer as 'n matige vloek. Dit word gesien as 'n eufemisme vir sterker vloekwoorde en word soms ook gebruik om iets te beklemtoon, soos dit is verdomp koud. Nou, die betekenis van die woord verdomp word afgelei van die woord
verdommen of Godverdommen, wat beteken God vervloekte of God verdoemde of verdoem, wat verwys na iets wat verdoem is. Ons weet dis 'n kragwoord. Dit val in dieselfde kategorie as woorde wat ek dan nou ook gebruik het, soos verdeksels en verduiwels en vervlaks. Nou, die slim mense sê dit word as matig beskou, maar kan steeds as onbeskof in formele situasies, soos vanmôre se erediens ervaar word. Die lewe is daarom so onregverdig. Almal het vloekwoorde. Maar die Christene mag nie vloek nie. Daar word dikwels in die geselskap van Christene wanneer daar gevloek word gesê, ag, ekskuus dominee, verskoon my Frans wat ek nou gaan praat. Maar wanneer jy dit doen as 'n Christen of as 'n predikant, dan is jy of van die duiwel af, of jy's 'n lekker predikant. Dan kry ons ook woorde soos jis en jissie en jislike. Dit is woorde wat baie kinders gebruik en wat baie mense gebruik vandag. Maar dit is eintlik woorde wat ons as kinders van die Here beklemtoon as 'n misbruik van die naam van Jesus Christus. Afleidings van Jesus like, to be like Jesus. Nou, ek wil nie lank stil staan naby nie, maar my liewe broer en suster, oral waar ons kom, weet ons dat vloek is nie sosiaal aanvaarbaar nie. Vloek is nie sosiaal aanvaarbaar nie. Ons weet dat wat minder mense vloek, dan sal hulle sê, dit word beskou as 'n lae vorm van kultuur. En dit kan lei tot negatiewe sosiale oordeele. Mense sien jou in 'n ander lig. Mense sien jou as laag en beskou jou as iemand wat nie baie intelligent is nie. Vloek is 'n vorm van verbale boelie. Vloek en skeltaal kan deel wees van verbale boelie, sê die mense, wat verkleinerend is en wat emosionele trauma aan ander mense kan veroorsaak. Ook sê mense dat vloek is 'n gebrek aan gesofistikeerde woordeskat of jou vermoë om emosies konstruktief uit te druk. En dan weet ons ook dat dit word in baie kontekste as skadelik ervaar en kan mense beledig of rassistiese aanmerkings insluit. Nou vra ek vanmôre die vraag. Ek kan rok in my taal. Ek kan amok maak in my taal. En ek kan skok in my taal. Maar mag ek vloek in my taal? Ons almal het dit al gedoen. Wanneer iemand voor jou motor injaag, wanneer jy jou klein toontjie teen die sitkamerbank stamp, of wanneer jy jou roomhuis op die vloer laat val, dan kom die sterker vorm van jou baie keer uit. Wie het besluit vloek is vloek en vloek is 'n lelike woord? Want kom, ons maak die saak maar met mekaar vandag uit. Vloek is dikwels lekker of bevredigend. Dit dien as 'n kragtige emosionele uitlaatklep van frustrasie. Dit dien as 'n uitlaat van pyn of woede, en dit is al wetenskaplik bewys dat wanneer jy jou toon stamp of wanneer jy jou vinger met 'n hamer raakslaan en jy het so 'n rympie wat jy dan jouself laat uitlaat,
dan word die pyn sommer beter. En dit gee vir jou 'n gevoel van bemagtiging, alhoewel die pyn nog daar is. En wanneer jy vir iemand iets toevoeg, dan in jouself voel jy ook, jy's in beheer. En daai skokwaarde wat dit ook dan gee is, dit help om stres te verlig en voeg emosionele flair of klem by 'n gesprek. Dis 'n vinnige manier om frustrasie, pyn of woede te verwerk, sal mense sê. Wat dikwels fisiese en emosionele verligting bring. Nou, vloekwoorde kan gebruik word om mag oor 'n situasie te neem of om aandag te trek deur middel van skok. En dan is dit ook gesê, in sommige kringe of streke, soos byvoorbeeld in die Namakoland, kan krietaal as deel van 'n idioom of as 'n mooi of humoristiese manier van praat beskou word. Maar almal is dit eens. Soos met baie dinge, word dit dikwels as lekkerder beskou, wanneer dit matig is in die regte geselskap. Maar is dit regtig so? Is dit regtig so, dat ons as kinders van die Here kragwoorde mag gebruik? Is dit regtig so, dat ons as kinders van die Here op 'n manier moet praat, sodat die wêreld ons nie kan onderskei van die wêreld nie? Jy sien, vloektaalgebruik word soms as onbeleefd beskou, onbeskof, onbetaamlik. Dit gee aanstoot, en in baie godsdienste is dit sonde. Dit kan gebruik word om vernedering van iemand of iets te wys, om iemand te verneder, of om iets uit te wys van iemand, of dit kan ook beskou word as 'n uitdrukking van 'n sterk gevoel, wat jy wil beklemtoon. Maar dan word van die kinders eerder verwag, kinders van die Here, dat ons nie mag vloek nie, maar die wêreld mag vloek. Ons moet eerder, soos hulle sê, kom ek stel dit so, die kriewoorde, in 'n woordborrel word soos in die jare 80 met Bem en Babsie en familie, dan het hulle gewoonlik hierdie asterikse en dollartekens en al daai goede het hulle bygevoeg. Hierdie asteriks wat ek vanmôre ook ingesit het in die tema vanoggend, of daai doetjies wat van gepraat word, is 'n soort van eufemisme, om vir mense te sê dat, jy weet, ons is nie soos die wêreld nie. En daardie bliepsensor se piep in die media produksies vestig dit nie juis ons aandag op die vloekwoord. Ons moet baie versigtig wees as ons vanmôre sê dat as kinders van die Here moet ons baie versigtig wees wat ons doen, wat ons sê. Want jy sien, in die Bybel het Jesus dikwels direkte, ernstige en konfronterende taal gebruik, veral wanneer hy die skynheiligheid van mense aangespreek het. Toe hy byvoorbeeld die godsdienstige leiers van die tyd huigelaars genoem het. Julle huigelaars en julle gebroedsel van adders. Matteus 23 vers 27 tot 33. Nou hierdie woorde is sterk woorde, is kragwoorde. Dit is bedoel om mense tot inkeer te roep en die waarheid
oor hulle harte aan te spreek. Want ons weet, Jesus was sondeloos geweest. Jesus kon nie skyn heiligheid hanteer nie. Jesus het die Fariseërs skerp tereggewys, omdat hulle buite mooi gelyk het, maar binne vol doodsbeendere en onreinheid was. Jesus wil die geestelike blindheid van mense aanspreek. Hy sê vir hulle, julle is soos blinde gidse. En dan, die doel was om nie te haat nie. Die kraswoorde was nie uit haat uit bedoel, wat Jesus vir hulle gesê het nie, maar om die erns van sonde en die behoefte aan ware bekering te beklemtoon. Jesus se woorde is lewend en gees, en dit het bedoel om die waarheid vry te maak, selfs wanneer dit seer maak. Die Bybel is baie, baie duidelik. Dit leer ons dat geen vuil taal uit 'n mens se mond moet kom nie. En dit moet in lyn wees met Jesus se karakter. Daar is 'n straf op vuil taal. Jesus het skerp woorde gebruik soos hierdie addergedrogte, maar dit was vir korreksie en nie vloek nie, in die sin van godslastering of vuil taal nie. Jesus is die volmaakte voorbeeld en hy het geleef sonder die sondige gewoontes van die mense van die ou tyd. My liewe broer en suster, ons moet so versigtig wees vandag. So versigtig wees van hoe ons voor mense optree, want ons kan waarskynlik die enigste Bybel wees wat mense lees. Here kom en hy sê vir ons op verskeie plekke in die woord van die Here, dat vloek en swets en krastaal verkeerd is. En so kom hy in Kolossense 3 vers 8 en hy sê, maar nou, daar in julle midde, moet daar nie dinge wees soos om kwaad te word en woede en om mense te beskinder nie, en ook nie swak taal op julle lippe nie. Julle moet nie opsetlik wees nie, sê die Here. Matteus 15 vers 10 tot 11 sê die Here Jesus vir die mense, hy sê, luister en verstaan wat in 'n mens se mond ingaan. Dit is nie wat jou onrein maak nie, maar wat uitkom uit jou mond uit. Dit is wat mense onrein maak. Laat jou gesprekke so wees, dat het vol van genade is. Ja, dat het moet soos sout is, sodat julle dan vir elkeen van die mense wat na julle luister 'n antwoord sal hê. En so kom die Here verskeie plekke en spreek hy hierdie tong van die mens aan. In Eksodus 20 vers 7 lees ons dat ons as kinders moet ons vaders en moeders eer, want die Here sal vir ons 'n lang lewe gee in die land wat hy vir ons bedoel het. Ons moet mense seën. Blessed is the man who preserves under trial. Ons moet ons vyande seën, peacemakers who sow in peace, reap in harvest of righteousness, sê Jakobus 3 vers 18. En so kom die Here verskeie keer en kom en sê vir ons, sit 'n wag voor jou mond. Wees versigtig wat jy sê. Matteus 5 vers 34 sê die Here, moenie eers sweer by die naam van die Here nie. En soms doen ons dit. Ek sweer voor die Here, dit is nie so nie. Eintlik roep ek die Here wat volmaak is as getuie op. En dan is daar 'n moontlikheid dat ek verkeerd mag wees, en dan kry mense die indruk
dat God wat vir my moet getuig, is ook die een wat verkeerd is. Moenie sweer by die Here nie. En die Here kom en hy sê op verskeie plekke dan ook, wat maak vloekery? Wat is die konsekwensies van om te vloek en om te beskinder en om sleg te praat en om in woede iets te sê? Dit het 'n impak op ons geestelike lewe. Dit het 'n impak op ons verhoudingslewe. Nie net met mekaar nie. Nie net met hoe die wêreld ons sien nie. Maar ook het dit 'n fisiese impak op ons lewe. Want die Here sê, die tong het baie krag en in die tong is daar die krag van lewe en dood. En wat jy saai, sal jy maai op die einde van die dag. Hierdie konsekwensies van om te vloek en om lelik te praat en om dinge te sê wat ons nie moet nie, degradeer ons geestelike lewe. 2 Timoteus 2 vers 16 waarsku Timoteus ons oor die goddelike of die goddelose praatjies wat lei na meer goddelose praatjies wanneer ons daarmee besig is. En Spreuke 18 vers 21 sê vir ons dat hulle wat in die groepe sit van hierdie goddelose praatjies, hulle sal die vrugte eet daarvan. Hulle sal die konsekwensies hê daarvan. Dit word deel van jou gedagtewêreld, dit word deel van jou geesteswêreld. Jy sal, wat jy gesaai het, sal jy oes. Galasiërs 6 vers 7 sê vir ons, die Here laat nie met hom spot nie. Dit wat jy saai, sal jy maai. En dit sluit in hierdie harde vloekspraak. Nog een van die konsekwensies van om lelik te praat en te vloek is, ons verloor ons Christelike getuienis. Wanneer ons vloek, dan kom dit in ons lewe as 'n konsekwente ding uit. En dit verhinder dat ons met vrymoedigheid na die troonkamer van God kan gaan in Jesus Christus. En dit gaan ook dat ons gewete ons aankla wanneer ons vir ander mense sê, maar julle mag nie vloek nie, julle mag nie dit doen nie. Nou die dag, toe hoor ek my kleindogter en sy sê, ek wetter vir jou. En ek so half geskok en ek kyk vir haar en sy praat met haar hondjie. En ek sê, sussie, dis 'n lelike woord. Sy sê, oupa, ek het dit nie geweet nie. Maar sy hoor dit by die maatjies by die skool, sy hoor dit by ons, sy hoor dit by die mense om haar. En so kan ons ook vir hierdie ou kleintjies tot 'n val bring. 'n Ruk terug, toe sit ons en ons praat so oor sekuriteitsmaatskappye en ek sê, in bewyse van spreuke, sê ek, weet jy wat, hierdie Frog sekuriteitsmaatskappy is somme hopeloos. Hulle is useless. En my ou klein seentjie kom en hy sê, oupa, wil jy hê ek moet jou mond uitspoel met peper? Ek sê, hoekom? Hy sê, dit is 'n F-woord, dit is 'n lelike woord. Ek sê, vraag man. Hy sê, dit is 'n lelike woord, sies. En so moet ons versigtig wees wat ons as Christene sê. Ons lig, Matteus 15 vers 10, moet altyd voor mense skyn. In die Ou Testament, onder die wet van Moses, is daar pertinent gesê in Eksodus 21 vers 17, as 'n kind
sy ouers vloek. Of as 'n kind vir God vloek, Levitikus 24 vers 10 tot 16, dan moet daardie kind met klippe doodgegooi word, doodgemaak word. Dit was die Ou Testamentiese straf vir vloektaal. En dit maak ons oneffektief as mense van die allerheiligste God. Terwyl ons vloek, is dit vernietigend op die een wat hierdie vloeke gebruik. Al het geen krag meer in die geesteswêreld nie. En die beskerming van God word ook van hulle weggeneem. Spreuke 26 vers 2 en ook Numeri 22 tot 24. Die Bybelse advies vir ons is, in steede van vloek, kom die Bybel en hy sê vir ons dat ons woorde moet wees wat mense opbou. Efesiërs 4 vers 29. Ons moet ons tong in beheer bring en dit weghou van die bose af. Dit wat ons gelees het in 1 Petrus 3 vers 10. En ons moet woorde spreek wat lewe bring, wat gesond maak. In Spreuke 12 vers 18. Ek doen 'n beroep vanoggend op jou, my broer en suster, en op myself ook. As ek preek ek vir myself ook. Want soos ek in die begin gesê het, ja, dit is lekker om te vloek. As ek my toon gestamp het, of my vinger raak geslaan het, of as hier 'n taxi voor my ingery het en ek wil beheer oor die situasie hê. Dit is lekker om stres te verlig. Dis lekker om in 'n groep geselskap te wees en mense kan lag. Jy weet, as jy iets gesê het wat by hulle indruk gemaak het. Maar die Here kom en hy sê, daar is gevolge vir hulle wat vloek. Daar is gevolge van kruitaal en kragwoorde. Ja, mag ek rok in my taal? Ja. Die sielkundiges het bewys dat hoe meer ek vloek, hoe minder werk die vloekwoorde om uitinge te gee aan ons emosies. Met ander woorde, jy word naderhand afgestomp vir die kragwoorde en dan word dit nog net 'n woord. En kan dit nie deur die woord van die Here aangespreek word nie. Kom ons sit 'n wag voor ons mond. Ek kan rok in my taal, ek kan 'n mok maak in my taal, ek kan skok in my taal, maar ek mag nie vloek in my taal nie. Dit sê die Here vir ons baie duidelik. Ek bid dat die Here vir ons met hierdie boodskap vanoggend opnuut weer sal wys hoe belangrik dit is dat ons woorde van stigting moet wees. Dat ons woorde mense moet bevry. Dat ons woorde mense moet as ware uit die dieptes van die hel ruk. Want ek is van mening dat as ons vandag kyk, jy kan maar kyk na enige movie, na enige fliek vandag. Die mees vulgairste woorde word gebruik. Die Here se naam word misbruik. En daar is nie eens meer ouderdom beperkings op nie. Dit is 'n taal wat uit die hel uitgebore is. Dis die taal van die anti-kris. Dis die taal wat aan die einde van die dag gebruik sal word om God te vervloek en om die Christendom te vervloek en om die onheiliges bymekaar te kry in die laaste dae. So kom ons wees versigtig wat ons sê en kom dat ons woorde gesuiwer wees deur die bloed van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, bewaar ons
van skynheiligheid. Bewaar ons, Here, dat ons ook soos die Fariseërs van ouds, Here, dat ons nie geestelik blinde gidse sal wees vir mense nie. Bewaar ons van kras woorde. U sê nie woord, die profeet is in beheer van sy eie gees. U het ons 'n keuse gegee. Help ons om die regte keuses te maak en om Jesus Christus te verheerlik in alles wat ons doen. Mag U vanmôre kom, Here, en ons lippe seën, ons gees, ons emosies, ons woorde, dat ons woorde van bekering en evangelie en redding en hoop sal bring by mense. Ons prys U in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied saam sing tot eer van die Here en dan sluit ons hierdie diens af ook in sy naam. En ons wil vra in Jesus naam om elke negatiewe woord wat ons uitgespreek het af te sny en te kanselleer. Help ons, Here, dat ons sal onthou dat U woord sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. En Here, daarom vra ons dat U ons lei deur U Gees wat in ons woon, om 'n seën oor mense rondom ons uit te spreek. Ons bid en vra dit in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.